Wanneer ek die volgende goed lees, wil ek jy moet gou dink in jou eie lewe. As jy kos in jou yskas het, as jy klere het om aan te trek, ander as dit wat jy op die oomblik aan het, as jy 'n dak oor jou kop het en jy het gisterand in 'n bed geslaap, is jy ryker as 75% van die wêreldbevolking. As jy enigsins geld in die bank het, enigsins, al is daar minus, jy het toegang tot dit, né? As jy geld in jou beurs het, dit maak nie saak hoeveel dit is nie, al is dit 'n 5 sent. As daar ergens klein geld in jou huis rond lê of in jou kar, is jy deel van die 7 of deel van die 8 top rykste mense in die wêreld. Dink daaraan. Jy is deel van die 8% rykste mense in die wêreld op hierdie oomblik. Sit bietjie meer regop, man. As jy vandag opgestaan het met meer gesondheid as siekte en kwale, is jy gelukkiger as die 1 miljoen mense wat hierdie week gaan sterf. Daar sterf 1 miljoen mense per week. Indien jy skoon en lopende water het in jou huis, is jy gelukkiger as 2,1 biljoen mense wêreldwyd wat dit nie het nie. So, voordat jy weer moan om tande te borsel, dink daaraan. Jy het lopende water by die huis. Ek glo, ons besef nie aldag hoe gelukkig ons is nie. Ons besef nie hoe bevoorreg ons is in hierdie lewe nie. Ons vergeet dit so maklik. Ek weet en ek besef, die lewe is nie altyd maklik nie. Soms is dit maar swaar. Welcome to life. Dis nou maar die lewe. Dit gaan nie net altyd goed gaan nie. Ons gaan swaar kry. Jy gaan deur moeilike goed gaan. Dit is net die lewe. Maar as jy net vanmôre na jou lewe kyk, jy het soveel om voor dankbaar te wees. Kyk vir jou langs jou en sê, jy sit langs my. En jou tweede keuse, jy ook. Ek wil vanoggend met jou praat oor die waarde van dankbaarheid. Laat ons vanmôre 'n bietjie kyk hoe belangrik is dit om dankbaar te wees in hierdie lewe. Die eerste ding wat ek vir jou wil sê is vandag, dankbaarheid is die deur na God se teenwoordigheid. Dis die deur na God se teenwoordigheid wanneer ek en jy dankbaar is. 'n Baie bekende vers. Psalm 100 vers 4 sê die volgende. Dawid kom en hy skryf, gaan sy poorte binne met dankliedere. As jy by die Here wil ingaan, by sy hekke, by sy deure, by sy poorte, jy doen dit met dankliedere. Ek wil nader in die Here wees, sê vir hom dankie. Ons het hierdie lied nou gesing. Hoor wat sê die Engelse vertaling van hierdie vers. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. Ons het dit nou gesing. Dit is ons manier om by God uit te kom. Dit is die deur na die Here se teenwoordigheid. Wanneer jy met iemand wil kuier, of jy wil gesels met iemand, jy wil tyd saam met iemand spandeer, is die geheim, hier's 'n groot tip vir al die getroudes. Dis belangrik om in dieselfde vertrek of dieselfde huis te wees. Dis mos logies. Nou by ons huis, ons het 'n deur wat uitgaan agter op die tuin en uit ons kamer uit. En dan baie keer loop ek deur die huis, dan gaan ek daar aan die ander kant uit, en dan staan ek nou buite in die tuin, maar dan kan ek ons kamer deur nou sien, en dan besef ek is nie nou daar uit nie, so hy is toch gesluit. Nou staan ek daar buite, dan sien ek Alta loop aan die kamer, dan Alta, sluit die deur oop. Want as ons nie in dieselfde vertrek is nie, dan raak die kommunikasie moeilik. Want dan moet ons begin vingertaal praat, wat ons nie lekker verstaan nie. Ons moet op mekaar begin skree, en ons moet begin handgestures maak en gesigsuitdruk. Sluit die deur oop. Dit sou baie makliker gewees het as ek net binne was in die kamer en sê, as ek nou weer daar buite, sluit vir my die deur oop, dit change die hele verhouding. Baie kinders van die Here het 'n verhouding so met hom. Ons staan aan die buitekant,
dan probeer ons 'n verhouding met die Here bou. Maar ons manier om naby hom te kom is dankbaarheid. Ons gaan by hom uitkom, ons gaan naby aan hom wees, wanneer ons 'n verhouding met hom begin vanuit dankbaarheid. Miskien sit jy vanmôre hier so en jy sê, maar ek wens ek kan die Here meer beleef, ek wens hy was nader, ek wens ek het hom meer gevoel in my lewe. Hier's die antwoord. Jy gaan sy poorte, jy gaan sy teenwoordigheid in met dank. Maar wat doen ons gewoonlik? Die eerste ding wat ons doen, om by die Here uit te kom, ons sê, Here help my. Here, sal jy asseblief vandag dit doen, en Here help my hier, en Here wees saam met my daar, dis nie verkeerd nie, maar dis nie hoe mens begin nie. Wanneer jy by hom wil kom, dan sê jy vir hom dankie, dankie vir lewe, dankie vir 'n nuwe dag. Miskien moet ons daar begin deur dankie te sê. Terwyl jy nog in jou bed lê, as jy die wekker afgaan, jou oë gaan oop, dan eers, Here asseblief, U moet saam met my wees vandag. Here asseblief, dan staan die Here, ek hoor nie wat jy sê nie, want jy's te ver. Miskien moet ons, as die wekker afgaan, ons oë oopmaak en heel eers sê, goeiemôre Here, baie dankie vir 'n nuwe dag, dankie vir lewe, dankie dat ek aan U kan behoort, dankie dat my selfoon my wakker gemaak het, want my vrou slaap nog. Here, dankie dat ek nou lekker kan gaan eet. Skielik is jy in sy teenwoordigheid, en wanneer ons daar is, dan vra ons vir hulp. Ons draai dit om. En dis wat die Bybel ons leer, you will enter his gates with thanksgiving. Ons kom by die Here uit met dankbaarheid. So van nou af, in die oggend as jy wakker word, die eerste ding wat jy doen is jy sê dankie. Here, dankie. Dankie vir lewe, dankie vir die dag. Maar daar's nog 'n waarde van dankbaarheid. Die eerste een is dankbaarheid bring ons by hom uit. Ons kom in sy teenwoordigheid, dan sy naby. Die volgende een, dankbaarheid bring vryheid. Dit maak 'n mens vry, want wanneer jy by die Here is, gebeur daar iets. Wanneer ons in dankbaarheid die Here ons ontmoet, dan leer die Bybel ons die volgende in 2 Korintiërs 3 vers 17 staan daar. Waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Wanneer ons dankie sê, is ons by hom, hy's by ons en hy's met ons, en dan waar hy is vryheid. Daar's vryheid in my verhoudinge, ek het geestelike vryheid, ek het emosionele vryheid, ek beleef iets wanneer ek by die Here is. Hy maak my hier binne los en hy maak my vry. Wel, as ek moet dink aan iemand in die Bybel wat so iets verstaan het, dat die teenwoordigheid van die Here vryheid bring, dan is dit Jona. Daai hele Jona en die vis. Nou wil iets kyk na sy lewe. Ons lees in Jona 1, ons almal ken sy storie, wat die Here na hom toe kom en hy sê, okay, right, Jona, ek wil hê, jy moet na Nineve toe gaan. Nou Nineve was 'n bad stad. Dit was 'n vreeslike wille stad. Dit is soos Brakpan. Dit is verskriklik. Jy wil nie soontoe gaan nie. Jy gaan net soontoe of miskien na deur te ry of om hom te ry. Maar jy gaan nie net sommer soontoe, en dit is wat Jona beleef. Hy wil nie soontoe gaan, en die Here stuur hom en sê, gaan vertel hulle van my genade, gaan vertel hulle van wie ek is, en Jona besluit, ek gaan dit nie doen nie. Ek gaan nie nou gehoorsaam wees aan die Here nie. En die Here stuur hom soontoe. Maar dan lees ons iets wat Jona doen. En dan moenie te vinnig Jona judge nie, okay? Want ek wil jy moet jouself sien vanmôre in hierdie storie. Dan lees ons in Jona 1 vers 2 en 3 staan daar. Maar Jona het in die teenoorgestelde rigting gegaan om van die Here af weg te kom. Dis stupid. Hy het in die teenoorgestelde rigting gegaan. Hy het afgegaan na die kus toe, na die hawe Joppe. Nou sê jy by die hawe. Daar het hy 'n skip gekry wat Tarsis toe sou vaar. Hy het 'n kaartjie gekoop en aan boord gegaan. Jona het gehoop dat as hy in 'n westelike rigting gaan, hy van die Here af sou wegkom. Nou Jona word gestuur Nineve toe. Hy besluit nou ek gaan heeltemal die teenoorgestelde rigting gaan. Nou net om jou 'n aanduiding gee, 'n idee te gee, wat het Jona daai dag gedoen, het ek vir jou 'n kaart om te wys. Waar is dit, okay? Daar's nou Afrika, nou daai boonste gedeelte, die volgende slide wys nou waar is dit? Nou is ons daar. Nou Joppe, dis die hawe stad waar hy is, en die Here stuur hom, daar's Nineve. Nou kyk waarna toe gaan hy. Nineve is 850 kilometer.
Tarsus is 4000 kilometer ver. Sy idee, as ek net wegkom van die Here af, dan hoef ek nie Ninive toe gaan nie. So nou gaan hy Joppe toe, hy's daar by die hawe, hy koop 'n kaartjie, hy klim op die boot, dankie tog, ek gaan heeltemal die teenoorgestelde rigting. En hy probeer 4000 kilometer ver wegreis, net om weg te kom wat die Here vir hom gevra het. Hoe stupid is dit? Hy sê, as ek net kan wegkom van die Here af. Hoe kom jy weg by die een wat alles gemaak het, wat altyd oral is? Hoe kom jy daar weg? Dis soos jou ma, sy weet alles. Sy het oë hier, oral, dan jy doen iets. My kind, hoe weet ma? Hulle weet net. En die Here is nog soveel meer. Hy weet en hy sien alles gelyk. En hy wil vandag vir jou sê, indien jy vandag hier na my luister, en jy probeer dit al vir lank in jou lewe om weg te kom van die Here af, dan wil ek vanmôre vir jou sê, moenie probeer nie. Daar's mense in die lewe, partykeer, as ek probeer weghardloop van die Here af, jy gaan dit nie reg kry nie, ergens gaan hy vir jou net wag. Hier is die Here, dan denk jy, as ek net wegkom, dan kom hier, maar hier is hy ook. Dan kom jy, dan gaan hy ek soontoe gaan, maar hy is oral. Hou net op weghardloop van die Here af. Dit gaan nie werk vir jou nie. Want die Bybel leer ons in Psalm 139, die Here is oral. Dawid kom en hy skryf in Psalm 139, hy sê, waarna toe sal ek gaan? Gaan ek na die hemel toe, dan is hy daar. Gaan ek in die doderyk, Here, dan is hy daar. Here, gaan ek na die diepste see toe, dan wag hy vir my daar. Gaan ek soontoe, dan staan hy vir my daar en wag. Jy gaan nooit wegkom van die Here af nie. Inteendeel, dit gaan jou baie energie, dit gaan jou baie krag, baie tyd, baie frustrasie en baie geld op die ou end kos om te probeer weghardloop vir die Here. So al daai energie wat jy insit om weg te kom van hom af, miskien moet jy daai energie gebruik om miskien net na hom toe te hardloop. Want hy is die een wat altyd daar is vir jou. En as van julle wat dit vandag moet hoor, asseblief, hou net op weghardloop van die Here af. Al het jy hoe seer gekry, al het die kerk of Christene of mense jou hoe teleurgestel, moenie weghardloop nie. Miskien moet jy soos die verlore seun vanmôre net wees, staan net op en kom terug huis toe. Hy staan vir jou in elk geval en wag. Nou hier's Jona nou, op die boot, ons almal ken die storie, op pad Tarsus toe, 4000 kilometer trip waarop hy nou is, ek weet nie wat sy boot is hy, hier is op die Middellandse See, hy is net op pad, hy gaan weg. En ons ken die storie, hy gaan lê en slaap, en hier is moeilikheid op die boot. Daar's moeilikheid, want skielik is daar 'n storm. En wat nou gebeur is, nou is dit nie net Jona, wat in 'n storm is nie. Almal om hom het nou moeilikheid as gevolg van hom. Daar sou nie 'n storm gewees het as Jona nie in daai boot was nie, as hy net gehoorsaam was aan die Here. Want jou en my gehoorsaamheid bring ander mense ook in gevaar. Jou en my ongehoorsaamheid gaan maak dat ander mense ook storms beleef. Dis net hoe dit is. Maar kyk Jona se reaksie. Ons lees in Jona 1 vers 10 tot 12 en 17 staan daar. Jona praat, hy sê, ek is besig om van die Here af weg te vlug. Toe het groot vrees van die matrose beet gepak. Hulle het uitgeroep, hoekom doen jy dit? Die storm het al hoe hewiger geword. Daarom het hulle hom gevra, wat moet ons met jou doen, sodat die see kan bedaar? Jona het hulle geantwoord, gooi my in die see, en dit sal kalm word. Ek weet, ek is die oorsaak van hierdie groot storm. Toe stuur die Here 'n groot vis om Jona in te sluk. Jona was vir 3 dae en 3 nagte in die vis. Nou as Jona gedink het, hy het moeilikheid gehad op hy boot, en dat hy ongehoorsaam was in die Here, hier sê, nee, heel nieuw ballgame. Nou sy moeilikheid het nou eers begin. Nou is hy in hierdie groot vis. Nou, ek kan onthou, toe ek op skool was ons daarvoor lief om vis te vang. Ons was daar in Benoni gebly, en dan het ons by Benoni dam, en dan het ons hier gaan visvang, en daar gaan visvang, en my stiefpa het gelaik om vis te vang. En nou moet jy maar saam visvang, en die groot ding is, die vele wat visvang, weet jy, so klomp vissermanne in ons gemeente, as jy nou die vis vang, en jy vat hom, en jy werk met hom, en na die tyd
dan ruik jou hand soos daai ding. En as jy net van gaan was jou hand nie, jou hand ruik heeltyd. Julle wat gister vis gevang het, druk jou vinger teen die ou landshoe se neus, laat hulle ruik. Daai reuk kom nie net uit nie, nie met jig nie, niks nie, daai reuk bly. Jy ruik 'n visserman van ver af. Nou wil ek, nou moet jy vir 'n oomblik dink, nou hier's Jona, nou is hy binne in 'n vis. Hy het nie net in die ding geraak nie, hy is nou binne in hom, nou daar binne, hy is onder al daai mok en gemors binne in hierdie vis se maag. Kry daai prentjie gou. Die Bybel skets dit nie in nie, maar ek wil jy skets dit vir jouself, en nou is hy daar binne, nou het sy moeilikheid begin, nou sit hy daar binne in hierdie vis se maag. Net so by the way, daar's baie mense, en baie kritici, wat hierdie gedeelte in die Bybel gebruik om te sê, dis hoekom die Bybel nie waar is nie. Waar in die lewe het jy so groot vis om 'n man in te sluk? Laat hy binne in die vis kan bly vir 3 dae lank. Onthou nou, ons praat hier van God. Né? Hy kan enigiets doen. Jy kan nie nou met die Bybel en waar jy nou so groot vis kry en hoe werk dit en alles. Hy is die skepper van alles. Nou dink vir 'n oomblik, as visse God, en nou het God hierdie groot vis nodig. Nou is Jona op die boot en nou moet hy inspring daar. Nou gooi hom in die water en hier's God van, o Jesus. Ag nee, dink God, waar gaan ek nou 'n vis kry wat groot genoeg is om Jona in te sluk? Ek wonder wat gaan ek nou doen? Ek het nooit aan dit gedink nie. Hoorie, God kan op daai oomblik 'n nuwe visspesies skep as hy wil. Hy het dit in die begin gedoen. 'n Vis groot genoeg. Hy kan 'n klein vis groter maak. Nemo. Ek het jou nodig. Ek gaan jou 10,000 keer groter maak, want daar's 'n man wat ek wil hê jy moet gaan insluk. Gaan sluk hom in. Ek soek hom 3 dae binne in jou. God kan enigiets doen. By God is alle dinge moontlik. Nou is Jona hier binne in die vis, in sy maag, tussen al daai goed. Imagine hoe stink daai man. Hy kom nou en dan op vir asem en dan sit slijm en slikkie oor sy ore en sy... Hy het groot moeilikheid op die oomblik. Maar ek wil hê, jy moet vir 'n oomblik dink, hoe stink hierdie man? Hoe stink sy omstandighede? Hoe bad is dit vir hierdie oomblik? Maar kyk na Jona se reaksie. Wat doen hy in sy grootste krisis, letterlik in sy grootste probleem wat in sy lewe kan hê? Wat doen hy op daai oomblik? Dan lees ons in Jona 2, vers 9. Kyk wat is Jona se reaksie. Ek sal aan U 'n offer bring met 'n danklied. Ek sal nou doen wat ek beloof het, net die Here bring verlossing. In die vis se maag, in sy grootste krisis, in sy grootste omstandighede, in wat hy kan deurgaan, hoe moeilik dit ook al is op daai oomblik vir Jona, wat doen hy? Hy besluit om aan God dank te bring. Hy loof die Here in sy omstandighede, nie vir sy omstandighede nie. So groot verskil. Selfs in jou omstandighede. Moenie die Here loof vir jou omstandighede, eer die Here in jou omstandighede. Want wat gebeur? Hy het iets besef, wanneer ek die Here dank, dan gaan ek in sy teenwoordigheid. En wanneer ek in sy teenwoordigheid is, dan bring hy vryheid. En dis presies wat met Jona gebeur het. Toe hy die Here begin loof, toe hy die Here begin eer, toe weet hy, hier is vryheid. Dan lees ons net die volgende vers. In Jona 2 vers 10 staan daar. Toe het die Here die vis beveel en hy het Jona op die strand uitgespoeg. In vers 9 is hy nog binne in die vis. In sy moeilike omstandighede. Toe begin hy die Here eer en hy begin die Here dankie sê ten spyte van sy omstandighede. En die volgende oomblik sê die Here, right vis, dis genoeg, spoeg hom uit. Ek gaan hom vry maak want hy's nou by my. My kind het my nou nodig en my kind het iets verstaan van die waarde van dankbaarheid. Dankbaarheid bring vryheid, dankbaarheid bring verlossing, dankbaarheid maak jou vry. Gaan soek in jou lewe, gaan kyk vanmôre in jou omstandighede na redes om die Here dankie te sê. In jou omstandighede vandag, daar binne in die vis se maag in jou lewe, gaan soek redes. Maar dankbaarheid is altyd 'n keuse, altyd. Dis iets wat ons elke dag gaan moet doen, ons gaan moet keuses maak. Gaan ek dankbaar wees of gaan ek moan?
Gaan ek dankbaar wees of gaan ek kla? Gaan ek onvergenoegd wees? Gaan ek heeltyd meer wil soek? Of gaan ek vies wees vir die Here? En ons lees so 'n storie van Paulus en Silas. In Handelinge lees ons van hulle storie. Jesus kom na Paulus en Silas toe en hy gee vir hulle opdrag en sê, julle moet my woord gaan verkondig. En dis wat Paulus en Silas doen. Hulle gaan verkondig Jesus, hulle gaan vertel wat Jesus gedoen het, hulle bid vir mense, hulle vertel van Jesus se genade en wat hy gedoen het in mense se lewens en hulle word gevange geneem. Omdat hulle gehoorsaam is aan Jesus. En hulle word gevange geneem, hulle word met stokke geslaan, hulle word gemartel en hulle word in 'n tronk gegooi. Nie omdat hulle iets fout gedoen het nie. Dis omdat hulle gehoorsaam is aan die Here. Dis nie hulle skuld nie, hulle het maar net gedoen wat die Here sê. Hulle is gehoorsaam. En hier sit hulle in die tronk met lywe wat stikkend is, bloed wat loop. Hulle is in houtblokke, is hulle enkels vasgebind met kettinge binne in die tronk, in die middel van die tronk. Dink net hoe moes hulle gevoel het. Here, hoekom is ons nou hier? Ons het net gedoen wat U sê, ons doen wat U sê, ons word gevang, ons word geslaan, hier sit ons in die tronk vir dood gelos. Hoe werk dit? Miskien is dit jou lewe vandag. Jy het nie die regte ding gedoen. En nie gebeur hier die negatiewe goed. Hulle was net gehoorsaam en nou is hulle in die donker tronk, seer, vol bloed, as gevolg van marteling. Hulle kon so maklik bitter geword het. Hulle kon so maklik daar gesit het vir mekaar gekyk en sê, Silas, het ons die regte ding gedoen? Nee, ek weet nie. Ek weet nie waar die Here is nie, want ons het vir hom gewerk. Ons het vir hulle, daai mense vertel van sy liefde, nou kom ons in die tronk. Hoekom het Jesus nie gekeer nie? Hoekom het hy nie gekeer dat ons in die tronk beland nie? Hoekom het hy nie gekeer dat ek siek word nie? Hoekom het die Here nie gekeer dat my geliefde gesterf het nie? Hoekom het God nie gekeer nie? Hoekom ons kan klomp sulke vrae vra. Maar hulle kies om iets te doen, ten spyte van hulle omstandighede. En dan lees ons in Handelinge hulle storie. In Handelinge 16 vers 25 staan daar, teen middernag het Paulus en Silas tot God begin bid. Hulle het ook lof en dankliedere tot sy eer gesing. Die ander gevangenes was verstom hieroor. Doodstil, het almal na hulle geluister. Kyk wat gebeur toe. Skielik kom daar 'n groot aardbewing sodat die fondamente van die tronk geskit het. Al die tronkdeure het oopgevlieg en al die gevangenes se kettinge het losgekom. Jy kan nie jou omstandighede beheer nie, maar jy kan jou gesindheid beheer. Al is dit vir jou hoe donker en hoe sleg, Paulus en Silas het besluit, wel ten spyte van hierdie goed, gaan ek nog steeds lof en eer aan die Here bring, want as ek hom eer en as ek hom dank, dan is ek in sy teenwoordigheid, en wanneer ek in sy teenwoordigheid is, dan bring hy my vryheid, en dis presies wat die Here hier gedoen het. En wat amazing is van hierdie storie, dis nie net Paulus en Silas wat daai dag bevry is nie, die hele tronk was bevry, as gevolg van 2 mense wat besluit het om die Here te dank in hulle lewe, ten spyte van omstandighede. Jou en my blydskap, jou en my dankbaarheid, jou en my tevredenheid in ons lewe teenoor die Here van wie hy is, gaan ook ander mense se lewens aanraak en beïnvloed. Jou gesin, jou mense, jou werksmense, jou familie, jou vriende, jou dankbaarheid maak ander mense ook los. Maar ons moet besef vandag, jy het 'n keuse om te maak. Gaan jy 'n ontevrede mens wees? Want jy kan net met een ding loop in hierdie lewe, jy kan net een ding vashou, of ontevrede wees. Ek wens ek het meer en ek is ontevrede met dit, so ontevrede met dit, maar ek wil so dankbaar wees, maar nou wil ek dankbaar ook wees, maar jy kan nie dankbaar wees en ontevrede wees nie. Jy moet besluit wat een gaan jy vat. Jy kan nie albei doen nie. Jy kan nie 'n ontevrede mens wees, maar ook 'n blydskapmens nie. 'n Dankbare mens, jy kan nie, jy moet besluit, watter een wil jy hê? Maar as jy besluit vandag, ek wil 'n dankbare mens wees. Ek wil meer in die Here se teenwoordigheid wees, ek wil meer sy vryheid beleef, dan gaan jy moet die ontevredenheid en onvergenoegdheid los en sê, ek los dit, want ek soek om 'n dankbare mens te wees. Jy moet besluit, wat gaan jy vat? Dis 'n keuse wat jy het om te maak. Om die een te hê, gaan jy die ander een moet los. En ek wil hê vir 'n oomblik daar waar jy staan, kan jy oë saam met toe maak. En net in jou lewe, jou eie lewe,
vanmôre kom kyk. Is jy 'n tevrede mens? Is jy onvergenoegd? Jy soek altyd meer. Jy sien altyd die slegte goed. Ten spyte van jou omstandighede, wil jy nie vanmôre kom en net besluit, Here, ek kies om ontevredenheid, ondankbaarheid te los en vanmôre dankbaarheid te vat en aan dit vas te hou. En nou vir 'n oomblik daar waar jy staan. Neem 'n besluit vandag, sê Here, I will enter His gates with thanksgiving in my heart. Here, in my hart is daar 'n lied van dankbaarheid. Teenoor U my God, vir alles wat U vir my doen. En wil jy nie vanmôre net na die Here toe kom en sê, Here, maak my 'n dankbare mens, dat ek die waarde van dankbaarheid net vanmôre sal besef. En vanmôre wil ons net toe kom en sê, daar's dankbaarheid in ons harte, Here. Maar vergewe my vir my onvergenoegdheid. Maar Here, kom maak ons net vry vandag. En dat ons die verkeerde gaan los, maar die dankbaarheid gaan vat vandag.